Ek wil met u praat vanmôre en ek gaan baie kort wees. Daar is soveel, ek kry warm op 'n koue dag. Is dit altyd so warm hier voor hom dan, né? En dis nie omdat dit warm is, dieselfde kerk is net, jy sweet as jy in die hotspot is in die oggend. Prys die Here. Ek gaan vir Len vra om vir my die skrif op te sit wat ek gegee het, en dan gaan een, en ek wil graag hierdie 10 verse vir u lees, en ek gaan baie kort stilstaan, net na aanleiding van hierdie vers. Dankie Len. Hy sê in die 2de jaar van koning Darius, op die eerste dag van die 6de maand, het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom tot Serubabel, die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en tot Joshua, die seun van Josadak, die hoofpriester, en gesê, so spreek die Here van die leerskare. Hierdie volk sê nog, het die tyd nie gekom nie, die tyd dat die huis van die Here gebou moet word nie. So het die woord van die Here dan gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê, is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê? So sê die Here van die leerskare dan nou, gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom vir 'n loon verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. So sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Klim op die berg, bring hout aan en bou die huis. Dan sal ek 'n welgevalle daaraan hê en my verheerlik, sê die Here. Julle het uitgesien na baie en kyk, dit het min geword. En julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeplaas. Waarom? Spreek die Here van die leerskare. Terwille van my huis, wat in pyn lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou, en die aarde het sy opbrengs teruggehou. Hierdie is eintlik, as jy dit lees, eintlik so 'n bietjie hartseer. As jy dit meet aan daardie tyd van die Bybel. Die volk was hier, hulle het hard gewerk, en dit het gelyk of hulle niks het nie. Kortom, dit klink baie soos as jy nou vandag kyk, ons ry, ek sê vir my vrou, ek kan nie dink ons betaal so baie vir diesel nie. Jy werk hard en jy kan nie eens ver ry nie. Iemand sit gister op Facebook 'n ding, toe sê, waar kan ek gaan kamp met 'n tent, want is goedkoper as om die karavaan te sleep. Dis eie aan die tyd van nou af. Baie ouens sê, ek werk verskriklik hard. Marius, miskien het jy dit ook al gesê, werk net hard om swaar te kry. Dis die tyd waarin ons leef. En hier was die volk in presies dieselfde situasie. Maar hulle het 'n oorsaak gehad van hulle ellende. Hulle het nie ag gegee op die tyd dat God se huis gebou moes word nie. Hulle het nie gefokus op die bou van die huis van die Here nie. En ek wil nie vanmôre met u praat oor die bou van 'n nuwe kerk nie. Ons het heidaglik 'n pragtige mooi kerk. As dit God se plan is en hy wil vir ons iets groters vorentoe gee, dan gaan ons nie sê nee nie, maar heidaglik is ons gelukkig. Ek wil nie met u praat oor die bou van klippe en stene en goed nie. Ek wil met u praat oor jou geestelike huis. Daai plekkie waar jy kan sê na 'n rowwe dag, nou is ek veilig. En ek praat nie van Gideon in die arms van jou vrou nie. Ek praat van waar jy kan instap in jou huis en jy kan of jy inklim in jou kar en jy weet dat die Here is met jou. My veilige hawe by die voete van Jesus. Ek praat van daai huis waar al is jou vrou vir jou kwaad omdat jy die vloere vuil getrap het en jy vir haar kwaad omdat sy die pompoen gebrand het, jou veilige huis waar jy kan heen gaan en sê, hier is dit net rustig. Hier is dit net kalm. En ons vergeet soms om te bou aan daai huis. Ons vergeet soms om ag te gee aan daardie plekkie. Ons het baie termes wat ons dit voor kan aanwend. Ons kan sê dis ons plekkie van afsondering. Ons kan sê dis die is 'n stilte tydplekkie. Dis dit nie. Dis dit daai. Maar dit is so
belangrik dat elke kind van die Here in sy lewe sal fokus en sal kyk. Ek en my vrou wil so 25 jaar terug besluit ons gaan nou vir die Here werk. Ons doen aansoek vir 'n gemeente en ons is baie bekommerd oor, jy weet, gaan ons dit nou kry of gaan ons dit nie kry nie. Die lank en die kort is, ons het die aand 'n selgroep in ons huis gehad en toe ek so afstap in die gang, toe kom my oudste dogter en sy moes al slaap daai tyd. Sy sê, "Papa," ek sê vir haar, "Jene Angelique, dis 10:00 in die aand, slaap jy nie?" "Nee, papa. Papa, terwyl ek gebid het, toe gee die Jesus my 'n skrif." Ek sê, "Ja, jy kan dit gaan lees in Matteus 10. Neem vir jou geen goud of silwer. Geen 2 kledingstukke vir jou reissak nie." Ek haal net die gedeeltes uit. En dan sê hy die laaste gedeelte, "Want die arbeider is sy voedsel werd." Net voor dit, toe ek 'n gesprek met 'n persoon gehad en hy sê vir my, "O broer, as jy vir die Here wil gaan werk, moet jy sorg dat jy ten minste so 8 of 10 suits in jou kas het." Hy sê, "Sorg dat jy ten minste 8 tot 10 pare skoene in jou kas het." Hy sê, "Jou vrou moet 'n klomp nuwe hoede hê en sy moet baie van die en van daai." Hy sê, "Man, sorg sommer dat jy so 2 of 3 horlosies op by jou het." Hy sê, "Want in die bediening is daar nie geld nie." En ek sê vir my vrou, "Ek weet nou nie so lekker van die een nie. Daar's dit skielik nie meer lus om vir die Here te gaan werk nie." En ek kry hierdie skrif deur 'n jong kind. En hy sê, "Moet niks van hierdie goed met jou saamvat nie. Die arbeider is sy voedsel werd." 'n Paar maande daarna is ons aansoek toe al in, dis so kort voordat ons na die direksiekering toe moet gaan. Toe gaan ons na pastoor Otto Marx en hulle is daarin welkom. En hy was daai jare was hy oor die sonneskool en ons moes hulle sonneskool gaan evalueer het. En hulle nooi ons die aand, ons gaan sommer daar by hulle kuier, ons gaan lekker eet en alles. En die Sondagmôre, en die sê my, "Nee, jy gaan ons nou sommer die bediening toe ook, jy moet sommer preek ook die Sondagmôre." En ek doen dit toe nou en alles in dit, maar ek wil vir u sê, baie op my sene wees. Want nou weet ek hierdie oom is op die direksie. En as ek nou verkeerd preek, kan hy dan, maar gelukkig om Otto was nie so tipe mens gewees, hy was 'n goeie ou leraar gewees, nog steeds. En daai middag sit ons aan tafel en hy gee my en hy kyk my in die oë. En hy sê vir my hierdie woorde. Hy sê, "Broer Gert, wat sien jy op hierdie tafel vandag?" Ek sê, "Neem om kos." Ek sê, "Lekker boerekos." Dan die Petro het so lekker boereete berei. Hy sê, wat staan vir jou uit op hierdie tafel?" Ek sê, "Neem om, hier's 2 vleise op die tafel." Hy sê, "Ek wil jou iets sê." Hy sê, "Ek weet nie hoekom ek dit vir jou sê nie. Vandat ek in die bediening gekom het, tot waar ek vandag staan, het ek elke Sondag 2 vleise op my tafel gehad." Somtyds fokus ons op die goed wat nie relevant is nie. En ons bou nie reg aan die huis nie. Moenie vanmôre jou lewe meet aan wat jy staan, waar jy staan nie. Deur die genade van die Here is ek en my vrou 25 jaar in die bediening, en in 25 jaar se leeftyd lyk dit vir jou of ek ooit honger gely het. Die Here was vir my goed gewees. Die Here het ons geseën op elke moontlike gebied. Hy het my kinders geseën, hy het my kleinkinders geseën. En ons is dankbaar daarvoor, maar iets wat ek besef het is, ek moet aan die huis van die Here bou, elke dag van my lewe. Paulus skryf aan die Romeine in Romeine 8 vers 19, en jy sal hierdie skrif ken, hy sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. En weet jy hoe openbaar 'n kind van God om in hierdie wêreld is om aan sy huis te bou? Want as jy aan jou huis bou, dan stap jy, Jimmy Swaggart het 'n liedjie wat sing, wat hy sê, the only Bible some people read is you. Want jy sien, as die Bybel my lewe is hy in my huis. As God my lewe is hy in my huis.
So, wanneer ek daar staan en ek was die paving en ek vee die besem, of ek was die kar en of ek bid en of ek afsonder of ek wat doen, is ek by die huis. Is ek by die huis waar ek gemaklik is, waar ek stil is. Wanneer niemand om my is nie, ek sit stoksiel alleen, kan ek sê ek is veilig by die huis. As jy in die munisipaliteit staan, en hulle stuur jou na die 3de toonbank toe, is jy by die huis. Ek vra maar net 'n vraag. Nodig om te aan, moenie my vingers wys nie. Sien elke plek wat ons het, moet ons aanbou. En weet jy, welke tree wat ek gee, maak nie saak in watter rigting nie. As ek veronderstel om te bou aan die huis van die Here. Ons kan nog 20.000 tot 100.000 tot 300.000 stene by hierdie gebou voeg. Dit tel by God geen punte as my huis nie gesond is nie. Voel jy soos wat die volk gevoel het? Ek werk hard en ek het nooit geld in my sakke nie. My pa het altyd gepraat van daai jare toe die 10 rand noot het hy van Riebeek kop opgehad. Dan sê hy altyd, nee my seun, ons drukke van Riebeek wat sy oë traan. Dan word ons rek daai rand. Ek wil jy getuienis vertel. Hierdie ou godsman bid eendag en hy sê met nou tyd het geld nodig, 10 rand was baie. Etlike jare terug, as jy 10 rand opgetel het of iets meer, het jy geld gehad, het was baie geld. En hy bid en hy bid en hy roep na die Here en hy sê, Here, ek benodig 10 rand. En hy besluit, hy gaan nou die stap in die geloof vat en hy stap in die huis en toe die huis ek stap op die markpleine in en alles en terwyl hy so loop, te soek hy. Oralste waar is die 10 rand? Want hy het ons vir die Here gevra vir die 10 rand. En my sis, daar kom iemand by hom verby, sê vir hom, hallo, hoe gaan dit? Hy sê, goed, hy sê, wat soek jy? Hy sê, nee, ek het die Here gevra vir 10 rand. Hy sê, nou loop ek maar en kyk, maar waar kan ek die 10 rand kry? En die persoon kyk om in die oë, hy sê, lig jou kop op. Hy sê, waarom soek jy op die grond? Hy sê, is God op die grond of is hy in die hemel? Hy sê, lig jou kop op en loop reguit. Nou verergerlik loop en hy soek nog so rukkie rond en hy besluit, ag, hy gaan maar die ou se raad volg en hy steek sy kop so op en hy loop so eentjie aan en ja, begin hy steek die wyntjie op en die volgende oomblik terwyl die 10 rand so teen sy bors was. Tom. Hy sou dit nooit gekry het as hy aangehou soek het nie. Bou jou huis reg. Hou jou huis gesond, weet jy hoekom? Die wêreld daar buite wag dat die kind van God geopenbaar moet word. Weet jy dat die son daar buite wag dat u en ek hom moet wys, so lyk my huis. En ek gaan jou skok vanmôre. Dis nie oor die mooi kar wat in jou driveway staan en die mooi meubels waarop jy sit en die lekker things wat jy eet. Wat bepaal wat jou huis is nie. Is nie hoe mooi jou vrou aantrek en hoe mooi jou kinders aantrek wat bepaal wat jou huis is nie. Jy sien, jy kan die mooiste huis hê met die mooiste karre. Jy kan die mooiste vrou en die mooiste kinders en die beste geld en alles het wat jy in jou lewe het en jy is nog steeds haweloos. Want die huis van die Here is waar ek saam met die Here kan ontspan, kan geniet. Waar is jou huis? Sien jou buurman hoe lyk jou huis? Sien jou kollega hoe lyk jou huis? Ek glo nie dat sulke mense in die kerk nie. Ek het kom eendag kom al mense kom en bid by ons en kom in die kerk en alles en ons besoek hulle en alles en alles. En die ou sê my pastoor, ek is nou baie bly as ons by julle kerk, maar daai man wat daar voor op jou platform gestaan het, ek sal nie by jou kerk kan bid nie omdat hy in jou kerk is. Ek tog, Here, dis 'n heilige broer daai. Toe sê hy's 'n duiwel daar buite. Jy sien, toe sien hulle hoe lyk sy huis. En wat daai man doen is, die oomblik toe hy dit sien, toe hy instap, toe kyk hy die persoon in goeie maniere, toe bly hy sit in die kerk, en hy geniet die kerk, en ons het saam in koffie, ek het hom nooit weer gesien nie.
Want jy sien, toe die kind van God geopenbaar moes word, toe sien die wêreld buite iets anders. Die skepping wag, die mensdom wag, sodat u en ek geopenbaar moet word. Sodat hulle kan sien, waar is ek? Pastoor, Here, ons werk baie hard. En ons kom net nie voor nie. Ek sal onthou, deur my jare is ek baie lief om met my hande, dis my terapie, dis as ek iets met my hande kan maak en kan doen. En dan maak ek die mooiste goedjies en ek stal hulle uit en ek wil hulle verkoop en alles en ek kry niks verkoop nie. Maar jy sien, my huis was nie reg nie. En ek werk hard en ek probeer, ek werk dubbelskofte en ek probeer geld maak, maar ons kom net nooit voor nie. Want my huis was nie reg nie. Ek het aan myself gekyk en ek het in belang van my eie menswaardigheid gekyk en ek het gelet na posisie en ek het gejaag na sekere dinge en ek het agtergekom later van jare. Ek het eintlik die regte ding wat ek moes doen is, ek moes aan my huis gebou het, nie aan my status nie. En baie mense bou aan hulle status. Hoe ek lyk, jy weet hoe ek praat. Ek het 'n mooi soet aan vanmôre, ek lyk hom. Papi, ek kan vir jou vertel wat ek omgekoop hoor. Daar waar dit was net woord. My sien 'n konsert toe gery en ek kon hom daar by die Daniel shop gaan koop en dan het hy so R20,000 te soet gekos. Weet jy wat's bad? Ek sou dieselfde gelyk het as nou. Daar sou nie verskil gewees het nie. Moenie 'n prystag koppel as jou huis nie in orde is nie. Moenie vir jou 'n koninkryk bou waar jy kan shine en jou huis is nie in orde nie. Bou jou huis, want jy sal werk en jy sal agterkom. Jy niks, ek sal nooit vergeet. Jare terug en ek gaan hier by volstaan. Toe staan ek by 'n man in 'n jagbesigheid en 'n jaggeld. Ek sal nooit vergeet hoe het sy vrou en sy kinders onder hom gelei nie. En eendag, as ek dit nou mag doen met respek, staan ons so by 'n sleepwandjie en hy sit sy voet so op die baadjie so. Hy sê, nou maak ek geld. En in dit kom ek agter, maar hy is bitter teenoor sy vrou. Want hierdie vrou wat alles vir hom doen, wat die hele besigheid vir hom bestuur, kyk hy by haar verby, want hy maak geld. En sê jy wat so kyk ek kom so sê ek van die skrif sê, manne, julle moenie verbitterd raak teenoor julle vroue nie, maar daai ou word vir my kwaad, woedend. Toe sê ek vir hom, my vriend, jou huis is nie in orde nie. Nee, maar ek het trokke en ek het geld en ek sê vir jou huis is nie in orde nie. Die hartseer is, hulle is geskei later. Hy het opgeëindig in 'n ander man se erf en hy het daar gebly tot die dag van sy dood. Jy sien, wat wil ek jou vanmôre sê? Kry jou geesteshuis in orde. Laat almal met wie jy in aanraking kan kom, by daai huis wil instap. Deel aan daai huis wil hê. Dit wil geniet. Kry jou huis in orde. Weet jy, jou baas by die werk, hy weet dit nog nie. Maar eintlik wag hy dat die Here deur jou geopenbaar moet word. Sy vrou weet dit nie. Daai kollega van jou wat so lekker vloek en raas en skree by die wêreld of by die werk, is absoluut wagtend op die Here. Ek vat vanmôre hierdie glas water. En ek wil net 'n voorstel maak. As ek nou vanmôre na Gideon toe of na
Sjaal toe, of na Dani toe, of na Pastoor Christo toe moet stap. En ek moet vir hulle sê, julle is gediagnoseer met 'n dodelike siekte. Is die hartseer daaraan verbonde dat 'n mens raak maar bekommerd. En 'n mens raak maar benoud. Maar dan kan ek vir hulle sê, maar weet jy wat? Ek het die genesingsmiddel vir julle. Daai siekte, waar jy kan sterwe. Hier is dit. En as hulle na my toe kom en hulle, dan vat ek dit, dan berg ek dit. Want jy sien, is presies wat ons doen. Vir 'n siek wêreld aan buitekant. Ons staan met die antwoorde. Ons het die antwoorde. Maar ons weerhou dit van al die mense om ons. Kan ek jou iets vertel? Ons leef in 'n wêreld waar geweld en moord en doodslag en verkrachtings aan die orde van die dag is. Ons leef in 'n tyd waar selfs die politieke sisteme reg oor die wêreld, nie net in Suid-Afrika nie, totaal en al korrup is. Weet jy hoekom? Want almal se huise is nie in orde nie. En vanmôre sit die kerk van die Here hier. En ons het die genesingsmiddel. Pastoor, wat wil jy vir ons sê? Hoe meer ek hierdie genesingsmiddel gaan weerhou van hierdie 4 manne wat nou gediagnoseer is met 'n dodelike siekte, hoe meer gaan hulle fokus word. Hulle soek, want hulle wil lewe. Hulle soek, hulle wil nie sterwe nie. Hulle soek lewe. Hulle soek 'n getuienis van dat die Here het my gedra en al wat ek doen is, ek bær hom. En elke keer wat u en ek hardloop vir ons eie gewin, hardloop vir my eie huis, hardloop vir my eie bestaan, dan bou ek nie aan die huis van die Here nie, en begin die wêreld al hoe swakker en al hoe swakker maak. Ons gemeente se naam is Lede Christus Horison Gesinskerk. Ons is 'n familiekerk. En as elkeen in hierdie familie na sy geestelike huis gaan kyk, gaan jy agterkom, dit raak gesond. Hoe weier dit om ons gaan. Hoe groter dit oor ons gaan en verby ons gaan. Werk, bou aan jou huis. Ek sal in die nuwe jaar, as die liewe Here ons spaar, gaan ek graag met u so praat oor juist dit, wat die genesing daarvan is. Wat is dit wat ons moet doen? En ek kan dit net vinnig vir u noem vanmôre. Weet jy dat Petrus skryf in so op 'n besonderse wyse hierdie volgende paar skrifte. Hy sê na mate elkeen, dis 1 Petrus 4 vers 10, 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien. Maar dan sê hy, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen. En dis die kort van hierdie saak. Dus kom ons bedien mekaar met gawes. En daar's gawes in die Bybel en ons sal by dit stilstaan en ons sal ontlont en ons sal alles mooi daaroor praat. Maar die belangrikheid is, daardie gawes kan effektief funksioneer as my huis gesond is. Hoe openbaar ek my aan die wêreld buite deur middel van die bediening van my gawes? Hoe kan ek my gawes sterk kry? Ek kry my huis gesond. As my huis gesond is, kan ek bedien. En as ek spreek, dan spreek ek woorde van God. En as ek leer, dan leer ek soos iemand wat uit die krag van God uit iemand anders leer. Ek leer hulle nie uit my eie vermoë nie. Ek leer hulle uit die krag wat ek in my huis van die Here kry. Val die orkes op vorentoe te kom. Dit is vir my so belangrik vanmôre dat ons net sal onthou. As jy agterkom, gaan nie so goed in die huis nie. Kyk na jou huis. As jy sien die kinders luister nie so lekker nie, kyk na die huis. As jy agterkom by ouens by die werk verander nie, kyk na die huis.
Jy sien daar's soveel mense wat wil uitstap en bedien, wat die glamour van 'n bediening sien, maar ons vergeet die sukses lê by my huis. Kan ek vir u sê, toe Gerts kom ons sy huis regkry, toe kom my huis en my vrou se huis, en ons vorm 'n eenheid. Toe ons 'n eenheid word, toe kom ons kinders by en hulle word 'n eenheid met ons. En ons huis, ons fisiese huis, word gesond. So as jy wil jou fisiese huis moet gesond word, kan jy jou geestelike huis in orde. Bring hom terug na die plekkie, waar die Here kan ontmoet, waar die Here kan lei, waar die Here kan versterk. Mag die Here hierdie woord aan die harte seer. Ek het vir die beloof, ek gaan nie lank hou vanmôre nie. Mag die Here sterk ook. Ons sien die Kersdiens is 8 uur, nee, dis ons 8 uur. 8 uur, nie die aand, nie die oggend, nee. Okay. 8 uur die oggend, ons gaan lekker saam kuier, maar ons sien uit daarna. Mag die Here seën. Gaan bou so 'n bietjie aan jou huis vanmiddag. Okay? Wees rustig. Vat hierdie week, dis nou stiltyd, al die besighede het begin toemaak, almal begin ontspan. Ek sien gister toe ons ry, ek het so 'n bietjie gesukkel in my huis gister. Want oralste waar ek ry is almal op vakansie. En almal in die regterkantste baan. En ek is nie 'n linkerkantste baan mens nie. So ek so 'n bietjie gesukkel in my huis. Gelukkig het ek stil gebly, want die kleinkinders was in die kar. Wat wil ek vir julle sê? Terwyl dit nou rustig is, bou jou huis. Bou jou huis, mag die Here seën. Baie dankie.